waarskynlik die tyd wat die vroue ook by die graf was. Want die Bybel sê vir ons, het was in die skemerte gewees, terwyl die son opkom. Ons gaan vanmôre nie 'n woorde met 'n seëngroet hê nie, aangesien ons eintlik besig is met een lang diens, wat donderdag aand begin het, en wat oorgaan in Vrydagoggend. So ons het een lang diens. So vanoggend is daar nie 'n woorde met 'n seëngroet nie. Ek gaan wel begin met 'n gedeelte uit Psalm 118 wat ek dink aansluit by dit wat ons vier in hierdie tyd. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog, Here. Gee tog voorspoed, Here. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk ons die lewe. Begin die fees. Wyf met takke, gaan tot by die horing van die altaar. U is my God. U wil ek loof. My God, u grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ons gaan saam lees uit Matteus 28 vers 1 tot 10. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena, die ander Maria, na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Soos hy gesê het, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea. Daar sal julle hom sien, dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En skielik het Jesus daar voor die vrou gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. En toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe kom, of gaan, en daar sal hulle my sien. Kom ons bid net saam voor ons verder gaan. Here, op hierdie wonderlike dag waar ons vanmôre ook ons sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Die dag waar die opstanding van die Here plaasgevind het. Here, ons kan dit kom vier vanmôre met blydskap en met vreugde in ons hart. Toe die twee Marias na die graf gegaan het, was daar hartseer in hulle harte. Hulle het geskrik by die sien van die engel. Hulle het nie geweet regtig wat om te doen nie. Maar Here, ons kom vanmôre hier omdat daar 'n loflied in ons hart is, omdat daar blydskap in ons hart is, want ons kan soos die disippels weer opnuut kom vier dat U het opgestaan. Die dood het nie krag oor U gehad nie. Die dood en die graf kon U nie in die graf hou nie. U het die sonde oorwin, U het die dood oorwin en U het opgestaan en U leef. En so wat ons vanmôre in ons eerste lied ook gesê het, hy leef, Jesus, U leef. En mag dit die belydenis wees wat ons vanmôre in ons saam dra, maak nie saak waar ons gaan nie, dat ons kan sê, Jesus leef.
Ek bid Here dat U vanmôre vir ons sal kom seën, kom raak ons elkeen aan, ook op hierdie besondere mooi opstandingsdag. En mag ons U naam groot maak daarin. Ons loof en ons prys U, Here ons God. Amen. As ons vanmôre so stil word rondom die woord, is daar 'n paar dinge wat ons eintlik vir mekaar moet sê. Kom ons begin dalk eers net om so 'n bietjie weer 'n voelvlug te gee. Ekskuus, ek moet net hierdie gitaar te van my wegkom, want ek die hele tyd op hom trap. Ons het hierdie week van lydingstyd gehad. Ons het begin verlede Sondag waar ons gekyk het na die koning wat inkom in die stad in nederigheid op sy donkie. En ons het mekaar gesê, maar hy's nie 'n koning wat kom met mag en geweld om te kom oorneem en te kom oorheers en magte omver te werk nie. Hy's gekom in liefde. Hy's gekom in sagtheid en hy het gekom stil op 'n donkie, nie 'n perd, nie 'n strydwa nie, om vir ons te kom sê, maar hy het gekom vir ons elkeen. Hy kom ontmoet die volk en die mense daar in Jerusalem, die begin van Pasga, op 'n donkie. Maandag het ons gekyk na die reiniging van die tempel waar Jesus ingekom het. En as 'n mens teruggaan na die Pasga verhaal toe, dan kom 'n mens agter dat hierdie elemente pas eintlik in dit wat Jesus gedoen het by die Pasga. Want in die Pasga verhaal moes die mense hulle huis skoonmaak. Hulle moes skoonmaak, hulle moes uithaal, die suurdeeg, al die dinge wat tekens is van verrotting en van sonde en van bederf en verderf, dit moes hulle uithaal, hulle moes skoonmaak. En so kom Jesus by die tempel en hy sien die tempel word gebruik vir, so wat hy sê, dit moet 'n plek wees, die huis van my Here, dit is waar God se naam verheerlik moet word, maar julle is besig om van dit 'n rowersnes te maak. En dan gooi hy die tafels op en hy maak skoon. En die volgende dag, dan tree hy die Fariseërs aan. En nou praat ons van daai suurdeeg. Onthou julle wat het Jesus van die Fariseërs gesê? In Matteus, dan noem hy julle is die suurdeeg. Die Fariseërs, julle is die suurdeeg. En dan praat hy teenoor die Fariseërs om te sê, hulle skyn heilig, hulle doen dinge net om gesien te word in die openbaar en hulle laai 'n swaar las op die mense se skouers. En Woensdag het ons stil gestaan by die daad van Maria. Nou, as jy Johannes gaan lees, dan sien ons dat hierdie daad het eintlik 6 dae vroeër plaasgevind. 6 dae voor die tyd. En as Maria kom, dan kom ontledig sy nie net daardie nardusflesie nie. Sy kom breek hom en gooi die olie oor Jesus uit. Ons het gekyk na die 2 gedeeltes wat verskil van mekaar. Die een sê oor sy kop en oor sy hande en die ander een sê sy voete. Maar ons het mekaar op die ouende gesê, dit was die teken van salwing. Maar die feit dat Maria ook by Jesus se voete kom sit het, in haar leegheid, in haar nederigheid, het sy haarself leeggemaak en gesê, Here, hier is ek. Vir 'n vrou in daardie tyd, vandag nog in sekere van die lande waar baie patriargale stelsel is, word 'n vrou se hare nie gesien in die openbaar. Dit was eintlik vernederend geweest. Dit was, en veral 'n ongetroude vrou voor 'n ongetroude man haar hare los te maak, was onbetaamlik. Die mense het nie goed daarna gekyk nie, het hulle so 'n bietjie oor hulle neus na so 'n mens gekyk. En daarom sien jy, as jy die verhaal lees van in Markus 14 van die salwing, dan is dit amper asof daar so half 'n skok is by die mense in. Nie net alleen vir die grootheid van die daad en die vermorsing wat hulle sien, wat sy 'n nardusfles wat 300 silwerstukke werd was. Meer as 'n jaar se salaris van 'n normale arbeider het sy gebreek en uitgeskiet oor Jesus. Maar wat sê Jesus vir haar? Of vir hulle? Hy sê vir haar, los haar. Los haar, want sy is besig om my te salf vir my begrafnis. Sy moet dit doen, want wanneer ek gekruisig word en wanneer ek in die graf neergelê gaan word, gaan daar nie tyd wees om my te salf nie. Hulle moes Jesus vinnig van die kruis afhaal. Hulle moes Jesus in die graf kry voor die Sabbat aangebreek het.
Daar was nie tyd vir al die handelinge en al die seremonies wat in die Joodse gebruik rondom die dood was en om iemand binne 24 uur in die graf te sit. En gewoonlik kon jy nie iemand begrawe op 'n Sabbatdag nie. So dit moes voor die Sabbat gebeur. Maar hierdie daad van Maria wat sy haarself kom ontledig, haarself kom leegmaak en net aan die voete van Jesus kom sit. En die ou en sy hare afdroog. Dit was die teken eintlik van iemand wat sê ek is 'n dienskneg, ek is 'n slaaf, want die voetwassing was die werk van die slawe in die huishouding gewees. En kom sit sy by Jesus se voete en droog sy hare af. Droog sy voete af met haar hare. 'n Teken om te sê, Here, ek gee my alles. En wanneer ons in hierdie lydentyd deurgaan, kom ons ook by die Here, moet ons ook voor die Here kom staan en sê, Here, ek gee U my alles. Ek kom ontledig myself, ek maak myself vir U oop. En dan gisteraand of donderdag aand die laaste maal wat ons saam kon deel, waar Jesus kom en net homself kom gee. En vir die discipels sê, ek kom stel 'n nuwe verbond met julle. God werk met verbonde, van die Ou Testament af. Al so vroeg as in Genesis, het God eintlik 'n verbond opgestel met Adam en Eva. Deur Abraham, deur Noag, deur Moses. Gaan kyk maar deur die loop van God se werk met die volk. God werk met verbonde. Dawid. En nou ook in die Nuwe Testament kom sê Jesus, hierdie is die tekens van my nuwe verbond. Ek gee my hierdie brood wat ek vir julle gee, is die teken van my liggaam. Hierdie beker wat ek vir julle gee, is die teken van my bloed wat vir julle gestort gaan word. Ek gee dit alles vir julle. Ontvang dit dan nou ook so. Vrydag het ons stilgestaan by die kruis en gesien dat Jesus homself daar kom gee het vir ons, sodat daar vir ons 'n ewige verlossing kan wees. En vandag staan ons by die opstanding. En ons moet eintlik teruggaan na Johannes 2 toe, want dit wat Jesus hier gesê het hy eintlik voorspel in Johannes 2. In Johannes 2 het hy vir die discipels en vir die fariseërs gesê, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek hom weer opbou. 'n Tempel wat 460 jaar gevat het, van die eerste een afgebreek is om weer herbou te word tot die tweede een toe. En wat hulle self 46 jaar al gebou het. En Jesus sê vir hulle, breek hom af en ek bou hom vir julle op in 3 dae, so die Jode dit verstaan. Maar wat Jesus eintlik bedoel het, is dit wat ons hier lees. Is dat hy vir hulle gesê het, breek my liggaam af, breek my af. En hierdie tempel, sy liggaam, sal hy herbou in 3 dae. En wat ons hier vanmôre by hierdie gedeelte lees in Matteus 28, is juist die waarmaak van daardie profesie van Jesus, waar hy gesê het, breek die tempel af en ek sal hom opbou in 3 dae. Ons sien hier die 2 vroue, Maria Magdalena en Maria kom by die graf. Ek wonder of julle al gewonder het, wie is hierdie 2 Marias eintlik? Maria Magdalena, ons hoor die naam baie, maar waar hoor ons van haar? Waar lees ons van haar? In Lukas 8 lees ons dat daar 'n klomp vroue was, waaronder Maria Magdalena, en uit haar was 7 bose geeste gedryf. Dis Maria Magdalena. Sy het alles aan die Here te danke, want sy het haar lewe aan die Here te danke. Hy het haar gereinig, hy het haar kom skoonmaak van 7 onheilige geeste. En die ander Maria, wie dink jy is sy? Daar's 'n paar Marias in Jesus se verhaal. Dis nie Maria van Martha, Maria en Lazarus nie, dis nie daardie Maria nie. Dis nie Maria wat Jesus se voete gesalf het nie. Hierdie is die ma van Jakobus, die seun van Alfeus, wat ook 'n disipel van Jesus was 'n ander Maria gewees. En hierdie 2 Marias gaan daardie oggend na die graf, om nou te kom kyk en te kom sien en te kom regmaak. Waarskynlik met nardusolie of ander olies
en salwe en kruie en balsems wat hulle bring om die liggaam voor te berei. Want Jesus was baie vinnig in die graf neergelê. Dalk net so met 'n doek oorgesit, waarvan ons lees wat opgevou is of wat gekruis in die graf. Maar niks anders is aan hom gedoen nie. En nou kom hulle om sy liggaam gereed te maak, voordat hy heeltemal begin vergaan. En dan hierdie ontdekking, hierdie ontmoeting wat hulle met die engel het. Ons lees daar was aardbewing. Is interessant hoe die dinge wat met die Here se lewe gebeur met aardbewings, nê. Toe hy in Jerusalem ingegaan het, hy gesê die stad het 'n beroering gebring en die woord wat gebruik word is dieselfde woord wat gebruik word vir aardbewing. Toe hy gekruisig is, toe hy gesterf het, was daar 'n aardbewing en die voorhangsel van die tempel het geskeur. En nou met sy opstanding, toe die engel kom, was daar weer 'n aardbewing gewees. En so baie keer dink ons dat die engel het gekom en die graf oopgemaak en Jesus te laat uitkom. Maar dis nie wat gebeur het nie. Wat sê Matteus 28 vers 1 tot 10 vir ons? Hy sê, die engel het gekom, vir die vroue gesê, moenie bang wees nie. Kom in en kom kyk waar Jesus is. Julle is op soek na Jesus wat gekruisig is, en gekruisig was op Vrydag. Maar hy is nie meer in die graf nie, hy het opgestaan. So kom kyk waar hy gelê het, dat julle self kan sien, hy is nie meer daar nie. Die opstanding van Jesus, die opwekking van Jesus, het plaasgevind voor die graf oopgemaak is, want hy was nie meer in die graf gewees, alreeds nie meer in die graf gewees nie. God was al in die werk gewees in die donker dag, van toe hulle in die vroegoggend daar aankom, toe was die graf reeds leeg. Hy het opgestaan. En dan sê hy vir hulle, gee vir hulle hierdie boodskap, hy sê vir hulle, gaan na die disippels, en sê vir hulle, gaan nou sê vir my disippels, dat hulle my in Galilea moet ontmoet. Net 'n rukkie later, ontmoet Jesus vir Maria, die twee Marias, en hulle sien Jesus, en wat sê Jesus vir hulle? Nadat hulle voor sy voete neerval en bid, hy sê vir hulle, gaan sê vir my broers. Nou nie meer disippels nie, my broers. Onthou wat ons Vrydagoggend vir mekaar gesê het, dat toe Jesus daar in die kruis gehang het hy vir Johannes gesien, het sy ma gesien, en het vir sy ma gesê, vrou, daar is jou seun, en vir Johannes het hy gesê, seun, daar is jou vrou. Jesus skep nuwe families. En die oomblik wat hy die disippels aanspreek as broers, begin die kerk, neem die kerk 'n aanvang, word ons die familie van God, want ons is disippels van die Here. Nie langer net disippels nie, maar nou familie, erfgename van die lewende God, broers en susters van mekaar. 'n nuwe orde begin, 'n nuwe kerk begin, wat Jesus Christus, waarvan Jesus Christus die hoof is. Jesus het opgestaan. Die krib staan in die skadu van 'n kruis. Want as die krib nie daar was nie, sou die kruis ook nie daar gewees het. Maar hy moes kom, en hy moes gebore word as 'n baba, as 'n mens, volwaardig mens, sodat ons die ewige lewe kan hê. Hy moes sterf aan 'n kruis, om vir ons sondes te betaal. Maar die kruis staan ook langs 'n leë graf. Want sonder die leë graf, sonder die opstanding, sou die kruis sinloos gewees het. Die oorwinning oor die sonde en die dood vind plaas by die opstanding, waar God sê, ek het die offer aanvaar. En eintlik na regte word die woorde wat Jesus aan die einde van die kruis, op die kruis gesê, tetelestai, word hier by die opstanding waar om te sê, dit is nou volbring. Die volle prys is betaal. Die vonnis, die straf is uitgedien. Stap nou in 'n nuwe lewe.
En daarom roep die Here vir jou en vir my ook om in hierdie nuwe lewe in te stap en te sê, laat almal weet. Gaan vertel nou vir die wêreld. Hy stuur die vroue en hy stuur later die disippels aan die einde van hoofstuk 28 en sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Leer hulle en doop hulle om alles te onderhou. Ons is nou nie vanmôre in die kerk nie en ons gaan nie uitstap deur die deur wat daar staan, jou sendingveld is hier buite nie. Ons is reeds buite. So ek wil vir julle vanmôre sê, broers en susters, julle sendingveld is hier rondom julle. Kyk na die huise, kyk na die geboue hier rondom julle. Dit is julle sendingveld. Die opstanding bring ook 'n opdrag wat sê, gaan en maak disippels. En dis ons elkeen se verantwoordelikheid. Amen. Ek gaan vra dat ons weer vanmôre self kom bedien. Wees maar net versigtig vir die hen met haar kuikens. Dis nou nie 'n plant nie, dis regtig 'n hen met kuikens. Dan bedien julle self vanmôre met die brood en die wyn. Daar's aan beide kante is daar wyn. Die middelste ry is druiwesap. Die voorste en die laaste rye is die wyn. So kom bedien julle self en as ons vanmôre so saam is, dan kan ons ook hier waar ons buite is in die natuur, buite in die oop lig, kan ons vanmôre saam nagmaal gebruik. Jesus het Vrydag sy liggaam vir jou en vir my gebreek, 2000 jaar gelede. Het hy aan die kruis gesterf, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Wanneer ek vanmôre hierdie broodjie breek, dan dink ons daarin dat Jesus het ook sy liggaam gebreek vir jou en vir my. Neem dit, eet dit, dink daarin en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is as 'n ewige versoening vir al jou sondes. Jesus het daarna die beker geneem, vir sy disippels gegee, vir hulle gesê, stuur dit aan, gee vir mekaar, deel met mekaar, en hy het vir hulle gesê, hierdie beker is die teken van my bloed, wat vir julle gevloei het. Dink daaraan dat dit die volkome verlossing vir al julle sondes is. Neem en drink. Hemel Vader, waar ons vanmôre so hier by mekaar is, as 'n gemeente, dankie Here dat U ook vir ons elkeen opnuut vanmôre weer kom aangryp. Ons is deur 'n week van lyding en lydenstyd, waar ons stil gestaan het by die prys wat U betaal het. En vanmôre staan ons by die herdenking van 'n leë graf. U is nie meer in die graf nie. Die graf is leeg. U het opgestaan. Ja, U is gekruisig en U was gekruisig en U het gesterf en U is in 'n graf neergelê. Maar U het opgestaan en U leef. U leef ook in my. U leef in elkeen van ons. Here, wil U ons stuur in 'n wêreld in om met hierdie oorwinning te gaan leef. Nie as mense wat uit die kruis en uit die lyding leef nie, maar as mense wat uit die oorwinning leef. Wat U het oorwin. U het ons kom vrymaak. U het ons kom nuut maak. U het vir ons 'n nuwe lewe gegee. Vader, dankie daarvoor. Dankie dat ons kan weet dat U het opgestaan en U leef. Ons bid dit in Jesus naam.
Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.